Gemeente, ons toetrede lied is Gesang 159 vers 1 en 3 en kan u asseblief staan tot na die geloofsbelijdenis. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 205, vers 1 en 2. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sing Psalm 33 vers 11, die toesjesberuiming waarna u weer gaan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die aarde of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 284 vers 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Lukas. Ons lees twee bekende gedeeltes. Die eerste is hoofstuk 2 vers 41 tot 50 en die tweede gedeelte is hoofstuk 24 vers 13 tot 36. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin. Maar die kind, Jesus, het in Jerusalem gebly, sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het, hy is by die reisgeselskap, het hulle 'n dag lank gereis, voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe, op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit, en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir hom: "Kind, waarom het jy met ons so gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek." Maar hy antwoord hulle: "Waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie?" Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Op dieselfde dag, dis die Sondag, die opstanding van Jesus Christus, op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer vanaf Jerusalem. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan. En een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde
en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom, waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, ons dank U dat U Gees op ons hier op aarde uitgestort het. Ons dank U dat U ons
deur die geloof wat hy in ons harte bring, ons iets van u ryk hier op aarde al kan smaak. Wanneer die lewe oor ons spoel, wanneer ons voel dat daar vir ons geen hoop meer is nie, dan hou u Gees ons vas. En dan praat hy namens ons met u. Ons bid u. Gee ons elkeen tog 'n hart wat sensitief sal bly vir die werk van u Gees. Hier, waar hy ons rondom u woord bymekaar maak, en waar hy saam met ons by ons huise is. Ons bid dat ons nou deur u Gees u woord in ons harte sal ontvang, as 'n woord wat ons elkeen diep raak. Gee tog, goeie Heer, dat ons die woorde wat u tot ons spreek, dat ons dit ter harte sal neem. U waarheid, wat ons losmaak en bevry van die bose. Die bose wat tog so graag van ons harte probeer slawe maak. Gee dat ons, wat die lewe ook al oor ons bring, of dit goed of sleg is, gee dat ons sal bly onthou dat ons aan u behoort. Gekoop, Here, met die bloed van u Seun. Dink tog in u groot genade aan ons en maak van ons elkeen 'n nuwe mens. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 420, al 3 die strofes. 'n helder nuwe dag breek aan. Die Seun van God het opgestaan.
Ons het al by 'n vorige geleenthede, gesê dat elkeen van die 4 evangeliste, elkeen op sy besondere manier, die geskiedenis, die evangelie van Jesus Christus aan ons oorvertel. En so kom ons by ons skrifgedeeltes uit Lukas en sien ons ook hoe dat Lukas die geskiedenis aan ons vertel en die manier waarop hy dit doen is juis om ons aandag te vestig op die diepgaande saak wat saak maak. Hier gebruik hy 2 gebeurtenisse uit die lewe van Jesus Christus, 2 totaal verskillende gebeurtenisse. Die eerste is toe Jesus nog 'n seun van 12 was en hulle na Jerusalem gegaan het om die Paasfees te vier en wat daar gebeur het. En dan ook aan die einde van die evangelie, jare later, die 2 Emmausgangers, Kleopas en sy vriend, wat op daardie Sondag op pad terug was na hulle huis toe. 2 verskillende verhale. Maar as 'n mens die 2 verhale langs mekaar neersit, dan sien 'n mens, daar is ooreenkomste in die manier hoe Lukas hierdie 2 geskiedenisverhale vertel, maar daar is ook hoofsaaklik 2 verskille. En met hierdie ooreenkomste en verskille wil Lukas ons aandag op iets baie diepsinnigs vestig. Kom ons kyk na hierdie 2 verhale en ons sit hulle langs mekaar neer. En soos wat 'n mens die 2 verhale begin vergelyk, lyk dit of sekere van die goed eintlik toevallige ooreenkomste is. Maar hoe verder 'n mens lees, dan sien jy dis nie toevallig nie. Lukas is besig om iets vir ons te sê. Goed, hy begin en hy vertel vir ons, Josef, Maria, hulle familie en vriende en Jesus reis na Jerusalem toe om die Paasfees te gaan vier. Dan vertel hy, hoofstukke later, paar jaar later, vertel hy vir ons van Kleopas en sy vriend, wat ook Jerusalem toe gereis het, om wat te doen? Om die Paasfees te gaan vier. Dan word vertel, sou ons sê, dit is doodlogies, na die Paasfees, vertrek Josef en Maria en hulle reisgeselskap vanuit Jerusalem terug na hulle huis toe. Dieselfde word vir ons vertel van Kleopas en sy vriend, na die fees is hulle op pad terug huis toe. Josef en Maria kom na 'n dag agter
terwyl hulle op pad terug huis toe is, dat Jesus is nie deel van die reisgeselskap nie. Hulle begin hom soek onder die familielede en hulle vriende, maar hulle kom agter hy's nie daar nie. Hulle begin hom soek. Daar word vir ons vertel dat Kleopas en sy vriend, wat op daardie selfde Sondag as wat Jesus opgestaan het, op pad is terug na hulle huis toe. So hulle het eintlik die gebeure in Jerusalem misgeloop, en nou praat hulle met mekaar, en in hulle gepraat, soek hulle eintlik na Jesus Christus. Ja, hulle het gehoor wat die vroue gesê het. Sy liggaam is weg. Ja, hulle het gehoor die vrouens praat van engele wat gesê het hy het opgestaan. Maar op hierdie punt en tyd was dit vir hulle meer ontstellend. Ontstellend dat hy dood is. Want, staan hier geskryf, hulle het so gehoop dat dit hy is wat sy volk sou verlos. Nou is dit klaarblyklik nie. Wanneer gaan die Messias dan kom? Wie gaan die Messias wees? In hulle gesprek met mekaar soek hulle na Jesus Christus. Josef en Maria het omgedraai om Jesus te gaan soek. Kleopas en sy vriend op pad terug huis toe soek na Jesus Christus. En dan word vir ons vertel, Josef en Maria soek hom, en 3 dae later, en nou moet ons hoor, op die 3de dag, vind hulle hom. Op die 3de dag. Kleopas en sy vriend het op die 3de dag hulle terugreis huis toe begin. En op dieselfde dag sluit Jesus by Kleopas en sy vriend aan. Hulle weet nog nie dis hy nie. Op die 3de dag het sy ouers hom gevind. Op die 3de dag sluit Jesus by Kleopas en sy vriend aan. Nadat sy ouers Jesus gevind het en hulle nou weer terug op pad huis toe is, vra Jesus vir sy ouers, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie? Hulle verstaan Jesus nie. Jesus sê vir Kleopas en sy vriend, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Jesus verstaan, sy ouers verstaan hom nie, en Kleopas en sy vriend ook nie. Dis die ooreenkomste tussen die 2 verhale. Hulle gaan woon die Paasfees by. Paasfees speel 'n baie belangrike rol in die evangelie, want Jesus is die Paaslam. Jesus het soek geraak. Sy ouers het hom gaan soek. Kleopas en sy vriend soek hom ook. En
Die belangrike is die derde dag. Hulle vind hom op die derde dag. Op die derde dag sou Jesus hom aan Kleopas en sy vriend bekend maak. Dis die ooreenkomste. En nou kom ons by die verskille. Josef en Maria vertrek uit Jerusalem. Hulle het gedink Jesus is by hulle, maar hy was nie by hulle nie. Kleopas en sy vriend vertrek uit Jerusalem. Hulle het gedink Jesus is dood. Maar toe al die tyd is dit Jesus wat saam met hulle loop. Josef en Maria en hulle reisgeselskap vertrek uit Jerusalem. Jesus het in die tempel agtergebly. En op die derde dag toe hy opgestaan het, waarheen gaan Jesus? Hy gaan nie terug tempel toe nie. Want ons lees in die evangelie dat die tempel se tyd tot niet gegaan het. Toe hy gekruisig is, het die voorhangsel middeldeur geskeur. Wat beteken die tyd van die tempel is verby. Hy gaan nie terug tempel toe nie. Waarheen gaan hy? Hy gaan loop saam met mense wat op pad is terug na hulle huis toe. Die saak van sy Vader is nie meer gebind aan die tempel nie. Want hy, die opgestane Here, is nou die saak van die Vader. En die saak van die Vader word die saak van doodgewone gelowiges wat op pad is terug na hulle huis toe. Broeders en susters, kom ons begin by 'n ander punt. Waarmee sal ons 'n kerkgebou vergelyk? Beslis nie met die tempel in Jerusalem nie. 'n Gemeente se kerkgebou vandag, na sy opstanding, wil juis die teenoorgestelde wees as die tempel in Jerusalem. Waarmee sal ons kerkgebou, soos enige ander gemeente, moet vergelyk? Ons moet hierdie kerkgebou vergelyk met die huis waarin ons elkeen woon. Wanneer ons hier by mekaar is, en die ou mense het met groot respek altyd verwys na die kerkgebou as die huis van die Here. Hierdie is nie die huis van die Here nie. Hierdie is die huis van die gemeente, van die groot gesin van God, die gemeente. As ons hier vertrek, bly God nie
in hierdie gebou agter nie. Want hierdie gebou is die gemeentegesin se huis. Hierdie gebou is simbolies van die huise waar ons woon. En die huise waar ons woon is simbolies van hierdie gebou. Wat gebeur in ons huise? Daar kom ons in intiemheid by mekaar as huisgesin. Daar leef ons saam en daar sit ons ook saam om 'n etenstafel. Wat gebeur wanneer ons hier in die kerkgebou by mekaar kom? Hier is ons die groot huisgesin wat hier in intiemheid rondom die woord van God, die evangelie, by mekaar kom. En hier het ons ook gemeenskap met mekaar en die Here as ons hier by die tafel van die Here aansit. Hierdie is die huis van die gemeente, van Christus se gemeente. Toe hy opgestaan het uit die dood, is die tempel waar God eksklusief gewoon het, tot niet. En Jesus gaan saam met sy gelowiges na hulle huise toe. Soos sy naam ook is Immanuel, God met ons. Hier in hierdie huis, maar ook wanneer ons terug is by ons elkeen se huis. God met ons. Wat kom doen ons hier as groot huisgesin? Ons kom hoor hier. Dit word hier weer aan ons bevestig as God se groot huisgesin, dat hy met ons is. Dat hy sy liggaam en bloed vir ons gee, om van te lewe. Sodat wanneer ons teruggaan na huis toe, en wat ook al ons lewensomstandighede is, ons opnuut weer kan weet, maar in hierdie huis is God met ons. Dink aan Psalm 139, want in Christus kry Psalm 139 weer van vooraf betekenis. Of ek sit en of ek opstaan, of ek reis en of ek oorbly, U weet dit, U omsluit my van alle kante. En so kan dit net ons bede wees, dat wanneer die Gees ons hier in ons huis by mekaar roep, om vir ons die evangelie op die hart te druk, en ons hier te voed, dat die Gees ook dit met ons by ons eie huis, in ons elkeen se persoonlike omstandighede, dat hy dit daar ook doen. Broeders en susters, mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor wat die Gees vir ons wil sê. Amen.
Ons slotgesang is gesang 451, die eerste, tweede en derde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.